Welkom terug by die Kruiskinderkanaal. Vandag gaan ons Parasha 16 doen. Vandag se storie het een groot boodskap wat toe en vandag nog waar is. Abba lei ons, Abba voorsien vir ons en Abba red sy volk. Voordat ons die storie begin, gaan ons 'n spesiale Hebreëse woord uit die Bybel leer. Die woord is Beshalach. Kan julle dit saam met my sê? Beshalach. Beshalach. Beshalach beteken toe hy hulle uitgestuur het. Dit kom van die tyd toe Abba sy volk uit slawerny in Egipte uitgestuur het en hulle vrygemaak het. Farao het na die 10 plaae die Israeliete uit die land gejaag. Beshalach bestaan uit 4 Hebreëse letters. Die eerste letter is Bet, wat 'n huis beteken. Dit herinner ons dat God wil hê ons moet aan hom behoort, soos familie. Die tweede letter is Shin, wat 4 beteken, en ons herinner aan Abba se krag en beskerming. Die derde letter is Lamed, wat soos 'n herderstok lyk en wys dat Abba sy volk lei en leer. Die laaste letter is Get, wat lewe en beskerming beteken, soos 'n heining wat ons veilig hou. Wanneer ons Beshalach sê, onthou ons dat Abba sy volk vorentoe stuur, maar hy laat hulle nooit alleen nie. Nou begin die storie. Abba se volk was lank in slawerny, maar hy het hulle gered. Hy het hulle uit Egipte uitgestuur, soos die woord Beshalach sê. Hulle was vry, maar die woestyn was groot en onbekend. Net soos vandag, weet ons soms nie wat gaan gebeur nie, soos om na 'n nuwe skool toe te gaan, nuwe vriende te maak of bang te wees vir iets. Abba het geweet sy volk sou so voel en daarom het hy voor hulle gegaan. In die dag was daar 'n wolkkolom wat hulle kon volg en in die nag was daar 'n vuurkolom wat lig gegee het. Dit kom uit Eksodus 13 vers 17 tot 22. Vandag sien ons nie 'n wolk of 'n vuur nie, maar Abba lei ons steeds deur sy woord, deur gebed en deur Yeshua wat gesê het: Ek is die lig van die wêreld. Net soos die vuur die pad verlig het, verlig Yeshua ons pad wanneer ons nie weet wat om te doen nie. Toe kom die volk by die Rietsee. Voor hulle was water. Agter hulle was Farao se leer. Hulle het vasgevang gevoel en bang. Het julle al ooit so vasgevang of bang gevoel dat daar geen uitweg is nie? Die volk het geskreeu, maar Moses het vir hulle gesê: Moenie bang wees nie, Abba sal vir julle veg. Dit kom van Eksodus 14 vers 1 tot 14. Vandag wanneer ons bang of bekommerd is, sê Abba steeds vir ons: Vertrou my. Toe doen Abba iets wonderliks. Hy sê vir Moses om sy staf op te lig en die see het oopgegaan. Die volk het oor droë grond gestap met water wat soos mure aan beide kante gestaan het. Toe Farao en sy leer ook deur die see wou kom, het Moses weer sy staf gelig en die see toegemaak oor hulle. Abba het hulle heeltemal gered. Dit is uit Eksodus 14 vers 15 tot 31. Hierdie redding wys vir ons op Yeshua. Net soos die volk deur die see na vryheid gegaan het, maak Yeshua 'n pad vir ons om van sonde na nuwe lewe te gaan. Wat onmoontlik gelyk het, het moontlik geword omdat God by hulle was. Nadat hulle veilig was, het die volk begin sing en dans en Abba geprys. Miriam, Moses se sussie, het haar tamboerijn geneem en almal was vol vreugde. Dit kom van Eksodus 15 vers 1 tot 21. Vandag aanbid ons ook, wanneer ons sing by die kerk, bid of vir Abba dank vir wat hy gedoen het. Aanbidding herinner ons harte aan wie God is. Maar die reis was nie altyd maklik nie. Die volk het dors en honger geraak. Hulle het gekla en vergeet hoe Abba hulle voorheen gehelp het. Dit gebeur vir ons ook. Soms vergeet ons van God se goedheid wanneer dinge moeilik gaan. Maar Abba het geduldig gebly. Hy het beloof om vir hulle te sorg, net soos hy vir ons vandag beloof om te sorg. Dit kom van Eksodus 15 vers 22 tot 16 vers 10.
Elke oggend het Abba manna uit die hemel gestuur. Dit is brood wat hulle kon optel en eet. Hy het net genoeg vir elke dag gegee. Dit is uit Eksodus 16 vers 11 tot 36. Baie jare later het Yeshua hieroor gepraat en gesê: "Julle vaders het manna in die woestyn geëet, maar ek is die lewende brood." Yeshua het geleer dat net soos manna die mense se liggaam gevoed het, hy ons harte en gees voed. Wanneer ons hom vertrou, gee hy vir ons lewe wat ewig duur. Vandag wanneer ons die Bybel lees, bid of Yeshua volg, word ons geestelik gevoed, net soos die Israeliete fisies gevoed is. Later het die volk weer dors gekry. Abba het vir Moses gesê om op 'n rots te slaan en water het uitgekom sodat almal kon drink. Dit is uit Eksodus 17 vers 1 tot 16. Die Bybel wys ons dat Yeshua soos daardie rots is. Wanneer ons dors, moeg of swak is, gee hy vir ons nuwe lewe en krag. Vandag wanneer ons oorweldig, alleen of bekommerd voel, kan ons na hom toe kom. In Matteus 26 sien ons Yeshua in die tuin bid. Hy het bang en hartseer gevoel, maar hy het Abba heeltemal vertrou. Hy het gehoorsaamheid gekies omdat hy ons liefhet. Kort daarna is hy gevang en sleg behandel, net soos in Matteus 26 vers 47 tot 75. Yeshua is gekruisig sodat ons gered kan word. Net soos Abba Israel uit Egipte gered het, red Abba ons deur Yeshua. Wanneer ons dus Beshalach onthou ons dat God sy volk vorentoe stuur, maar hulle nooit alleen laat nie. Hy het Israel deur die woestyn gelei. Hy lei ons vandag deur Yeshua. Hy het manna en water voorsien. Hy voorsien vergifnis en nuwe lewe deur Yeshua. Hy het hulle van Egipte gered en hy red ons van sonde. Laat ons dit saam sê. Abba lei ons. Abba voorsien vir ons. Abba red ons deur Yeshua. Laat ons bid. Liewe Abba, dankie dat U ons vandag lei. Dankie dat U vir ons sorg wanneer ons bang of moeg is. Dankie vir Yeshua, ons lewende brood en ons verlosser. Help ons om U elke dag te vertrou. Amen. Shalom!